Goeiemiddag. Baie welkom by Woord met Woord. En dit sal nou ons tweede videoetjie wees in hierdie ehm reeks. En ek wil vra dat as u nog nie die eerste video gesien het nie, kyk dit gerus en dat u net kan opvang, want hierdie hele reeks is soos building blocks. Dit is soos stene wat geplaas word. Die derde een gaan nie voor die tweede een nie, en die vyfde een gaan nie voor die derde een nie. Jy moet hulle as 'n reeks kyk. So voel vry om aan te sluit by die kanaal, want daar is definitief 'n klomp nuwe materiaal wat nog op pad is, en ek wil vir elkeen dankie sê wat al reeds aangesluit het. Dus gaan ons vandag kyk na iets wat baie belangrik is, en die Gees van die Here het dit regtig baie hard op my hart gelê dat ek dit eerste moet bespreek. Om vir julle 'n bietjie inligting te gee oor hierdie video is dat die eerste keer toe ek dit begin het met die gewone WhatsApp video's, het ek 'n hele week lank gewerk aan 'n boodskap wat nou die derde video sal wees. En ek het die Vrydag aand baie laat het ek klaar gemaak, en ek wil toe die WhatsApp recording maak die Saterdag. En die Here kom na my toe, hy sê vir my, jy kan nie daai recording stuur nie. En ek sê vir die Here, maar nou wat dan en goeters? En hy sê vir my, jy moet eerste iets baie belangrik behandel, en dit moet elke kind van God onder die knie kry, voordat jy met enige iets verder kan gaan in die koninkryk van God. Dit is uiters belangrik, en die onderwerp gaan wees vergifnis. En ons gaan 'n paar teksgedeeltes deurgaan en ons gaan bietjie gesels oor dit. So as u nog steeds nie iets lekker verstaan nie, stuur vir my 'n comment en dan kan ek dit vir u beantwoord. Ons gaan eers kyk as jy Bybels het, maar die skrifgedeelte sal op die skerm ook vertoon word, soos wat ek dit lees. Nou goed, Markus 11 vers 25 en 26 en Matteus 6 vers 14 en 15. Albei hierdie gedeeltes is omtrent presies dieselfde gedeelte, maar ek gaan albei lees, sodat u dit net duidelik kan hoor. En dit is in Markus 11 vers 25 en 26 eerste, en dan Matteus 6 vers 14 en 15. Markus skryf hierso: en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. En Matteus 6 vers 14 en 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Mense, hier kan ons sien hoe belangrik vergifnis is. Dit is 'n baie belangrike punt. Die Here het my 'n visie gewys waar honderde mense na die poorte van die hemel toe kom, en dat hulle voor die poorte kom, en dat daar vir hulle gesê word dat hulle nie mag ingaan nie, en dat hulle dit nie verstaan nie, en dat die Here vir hulle net sê, omdat jy onvergewensgesindheid in jou hart nog dra. Mense, die Here Jesus het vir ons gesterwe op die kruis, sodat ons vergifnis kan ontvang, sodat sy bloed ons kan skoon was. En as ons as kinders van die Here
nie ander mense en jouself kan vergewe vir dit wat gedoen is nie, dan is dit mos nie heeltemal reg nie. Ons is eintlik dan besig om eintlik die Here se hande vas te bind as ons onvergewensgesindheid het in hy sê. Want die Here wil so graag hê dat sy bloed ons moet was en dat ons moet bevry word van sonde. Maar as jy onvergewensgesindheid in jou hart ronddra, sê die woord baie duidelik, dit maak nie saak hoe jy dit wil interpreteer, die Bybel sê baie duidelik vir jou, dat jou sondes nie vergewe sal word nie. Nou goed, kom ons kyk by Matteus 5 vers 23-24. Ons kyk na 'n hele paar ander tekste wat ook oor onvergewensgesindheid praat. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Mense, hierdie teksgedeelte is so belangrik. Ek weet nie of sommige van julle al partymal gevoel het dat julle bid en julle lees Bybel en dat dit voel asof daar 'n blokkade is. Dat voel nie vir jou of jy kan deurdring na die Here toe nie. Mense is baie maal en 99% van die tyd sit daardie persoon met onvergewensgesindheid in sy hart. En geen mens kan dit sien van buite af nie. En goed, geen mens kan dit sien. Maar God weet dit is daar en jy weet dit is daar. Of dit nou jou pa is wat jy nie kan vergewe, of jou ma, of jou broer, jou suster, is dit iemand by die werk, maak nie saak wie dit is nie. En selfs ook jouself, want onthou, jy's ook 'n mens, jy moet jouself ook vergewe. Moenie jouself vergewe nie. Vergeet nie. Moenie jouself vergeet nie. Jy as mens moet ook leer soms om jouself te vergewe. Gewoonlik is ek ook daai tipe mens. Ek hou nie daarvan om foute te maak nie. Ek hou nie daarvan as dingetjies verkeerd gaan nie. En veral nie as ek die oorsaak was daarvan nie. Dan mag ek soms bietjie hard wees op myself. Maar 'n mens moet ook jouself leer vergewe. En dan gaan ons na 'n gedeelte in Matteus 5 net 'n bietjie verder aan, by vers 43 en 5 tot 45. Wat sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Die gedeelte kom van wat uit die Ou Testament is en dit is wat die mense gesê het in die Ou Testament. Maar ons gaan later 'n ander gedeelte sien wat ek ook gaan behandel, en dan gaan ek 'n bietjie meer uitbrei op hierdie gedeelte. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op geregverdiges en onregverdiges. Hier kan ons 'n baie belangrike punt sien, en mense, ek kan getuig daarvan. Hierdie gedeelte wat sê, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Ek het al hoeveel keer gesien dat ek in situasies gesit is waar ek in 'n werk ingestap het en waar die bestuurder of die persoon wat oor my aangestel is, half begin pik op my, en dat dit vir my so ondraaglik gemaak word om daar te werk, dat ek
lus is om op te pak en net die werk te los. En dat ek teruggaan en ek gaan na die Here toe en ek sê vir die Here, Here, U ken my, ek het hierdie werk so bitter nodig, maar U sien die omstandighede wat ek in moet werk. En dan kom die Here na my toe en hy sê vir my, bid vir daardie persoon. Nou ek weet nie van julle nie, maar as jy van iemand nie hou nie of jy haat iemand, om vir daardie persoon te bid is baie swaar. Nee, en die eerste keer wat die Here dit vir my so uitgewys het, sê ek, Here, dit is nou nie lekker om te bid vir daardie persoon nie. Maar ek wil julle regtig aanmoedig. Gebed werk. Ek het 'n paar keer al nou gesien in my lewe waar ek in 'n situasie geplaas is waar ek half geboelie word en dat ek begin bid vir daardie persoon. En dat ek werklik waar op 'n stadium aan die begin is dit moeilik, maar hoe meer jy vir daai persoon begin bid elke dag vir daai persoon begin dit al hoe makliker word. Maar wat dit so wonderlik maak, wat gebed doen, is gebed werk amper soos 'n tweesnydende swaard. Is dat die gebed verander nie die persoon wat jou te nakom nie, maar dit verander jou hart teenoor daardie persoon. Dat jy werklik waar anders te begin voel teenoor daardie persoon. Alhoewel daai persoon nog steeds miskien op jou pik en jou boelie of wat ook al, maar dat die gebed verander jou hart en dan die Heilige Gees sal begin werk met daardie persoon se hart. En ek kan dit reguit net sê vir almal dat probeer dit. As jy 'n probleem het met 'n persoon, bid vir daardie persoon. Ek het al hoeveel keer mense al gekry wat na my toe kom en sê, hoorie, hulle het 'n probleem by hulle huis of hulle het 'n probleem by die werk met iemand in die familie of iemand by die werk. Maak nie saak waar nie. En dan die eerste ding is wat terwyl hulle met my deel, dan vra ek hulle die vraag: het jy al gebid vir daardie persoon? En 90% van die tyd, eintlik amper 99% van die tyd, sê die mense vir my, nee, ons het nog nie begin bid vir daardie persoon nie. En dan getuig ek en ek sê vir hulle, ek het dit ervaar en ek het begin bid en my situasies het verander. So op daardie gedeelte gaan julle nog weer verder sien dat gebed is 'n baie groot gedeelte van om vergifnis te kan gee. Gebed is baie, baie belangrik. Dan kan ons gaan kyk na 'n volgende gedeelte in die woord. Matteus 18 vers 15 en 17 wat sê, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 die getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Mense, hier kan ons sien dat die eerste punt wat ek wil uitwys uit hierdie gedeelte is, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Moenie as jy 'n probleem het met 'n persoon, na ander mense eers toe hardloop nie.
Daar is 'n orde, God het 'n orde en hierso gee Jesus vir ons 'n orde waarvolgens jy te werk moet gaan. As jy 'n probleem met 'n persoon het, dan gaan jy na die persoon en jy gaan praat met hom direk. Nie eers met ander mense nie, eerste met die persoon. En as jy die video van verlede die vorige keer gekyk het, die eerste video, dan sal jy sien daar's 'n gedeelte wat ek oor praat waar die fariseërs hulle hardloop na ander mense toe om kinderstories. En dit is so belangrik dat as jy 'n probleem het of iemand het teen jou gesondig of iets verkeerd teen jou gedoen, dat jy na die persoon toe gaan. En nadat jy by die persoon was, as hy dan nog nie wil luister na jou nie, dan gaan jy met 1, 2 of 3 mense saam met jou, wat jy kan vertrou, wat miskien na die persoon toe ook ken en wat met hom sal kan gesels oor dit wat verkeerd is. En daarna die breërvoerige. Nou ek het 'n baie interessante vraag gekry toe ek met van my jeug oor hierdie gedeelte gepraat het. En toe sê die persoon vir my, maar wat nou as die persoon waarmee jy praat nie 'n kind van die Here is nie. Hy's 'n persoon van die wêreld. So hy is nie deel van die gemeente nie. So jy kan mos nou nie na die gemeente toe gaan om met hom te gaan praat nie, want hy gaan nie luister na hulle nie. Nou die gemeente is die kinders van die Here se familie. So in daardie geval, dan gaan jy na daardie persoon se familie toe en jy gaan praat met hulle. En dan as hulle nie kan deurdring na hom toe nie, dan word hy dan 'n heiden en 'n tollenaar vir jou. Dan kan ons gaan kyk na Matteus 18 vers 21 en 22. Toe kom Petrus na hom en sê: "Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe?" Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe." Baie mense is geneig om altyd te sê, "Man, ek het jou al hoeveel keer vir ek sal jou nie weer vergewe nie." Die Here sê vir jou 70 maal 7 moet jy jou skuldenaars vergewe. Nou ek wil 'n maklike vraagie vra op hierdie spesifieke versie. Hoeveel keer vra ons as kinders van die Here vir Jesus om ons te vergewe? 7 maal? Of is dit baie meer as 7 maal? Want ons vra elke dag vir vergifnis. Want ons is menslik, ons maak foute. En die genade van God is so groot dat jy elke dag na hom toe kan gaan en kan vra vir vergifnis van sonde. Solank jy nie aanhoudend sondig nie. As die Heilige Gees jou oortuig het van iets wat verkeerd is in jou lewe, dan verwag die Here dat jy moet luister. Dat jy sal moet werk maak daarvan. Ons verstaan as dit sommige goed vat 'n bietjie tyd om van ontslae te raak, maar die Here is met ons. Die Heilige Gees is met ons, dat hy ons kan help en dat hy vir ons sal deurdra. So sien dit net so, as iemand herhaaldelik teen jou iets verkeerd doen, dan gaan ons hom herhaaldelik vergewe. Want ons gaan herhaaldelik na die Here toe en hy vergewe ons. Sodat 'n mens net kan besef dat die Here kan ons net vergewe as daar geen onvergewensgesindheid
binne in ons is nie. Reg. Lukas 6 vers 27 en 28. Maar ek sê vir julle wat luister, baie belangrik, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Hier sien ons weer in Lukas ook dat jy moet die mense wat jou vervloek, moet jy seën. Jy moet dit seën. En jy moet vir die mense bid wat jou beledig. Soos ek vroeër gesê het, gebed is baie belangrik om ontslae te raak van onvergewensgesindheid in jou hart. En seën die wat vir julle vervloek het. As jy 'n kind van God is, kan jy daardie persoon wat jou vervloek seën. Want weet jy wat, geen vloek wat van 'n mens afkom, kan enigiets aan jou doen nie. Jy weet wie jy is in Christus. En dit is die probleem baie maal met ons kinders van die Here van vandag se gemeentes, is dat ons besef nie wie ons is in Christus nie. Dat as mense ons beledig en mense iets doen aan ons of ons vervloek of iets, dan wil ons die baadjie aantrek. Maar hoekom wil jy die baadjie aantrek? Ek het die baadjie van Christus aan. Ek het nie nodig om bekommerd te wees oor iemand wat my vervloek. Want wat se mag het hy? Hy het geen mag. En as iemand jou beledig, ek weet wie ek is in Christus. So ek sal bid vir daardie persoon. Ek sal die persoon wat my vervloek, sal ek seën. Dit is wat die Here daar wil sê. En dit is so belangrik dat 'n mens al hierdie konsepte begin verstaan. Jakobus 5 vers 16 sê: bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Hoekom? Want daar staan sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Mense, ons bid nie genoeg vir mekaar nie. Ons moet regtig bid en ons moet mekaar opdra in gebed aan die Here. Sodat jy gesond kan word. Mense, hier praat die Here nie net van 'n fisiese siekte nie. Dat jy sieklik is, dat jy kanker het of enige so ietsie. Nee, hy praat van 'n geestelike siekte. Want dis wat onvergewensgesindheid doen. Dit maak jou gees dood. Dat jy nie werklik waar kan groei in die potensiaal wat God vir ons bedoel het nie. Jy moet werklik waar net besef dat ons moet ons misdade bely aan mekaar en bid vir mekaar. Niemand van ons is perfek nie. Kom ons kry dit eenmal. Daar was net een perfekte mens op hierdie aarde gewees en dit was Jesus Christus wat perfek was. En niemand anderste behalwe hom was ooit en sal ooit perfek wees nie. Maar ons kan streef daarna, ons kan probeer wees soos wat hy is, want hy is die voorbeeld. Want om gesond te kan word, moet ons in gebed wees. En mense, dat die hele gedeelte wys eintlik dat onvergewensgesindheid 'n siekte is wat binne in jou is. En dit gaan jou opeet. Glo vir my. Dit gaan jou opeet van binne af. So ons moet definitief vir mekaar bid
Die laaste gedeelte van die gedeelte van vergifnis gaan wees 1 Johannes 2 vers 8 tot 11. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom. Die hom is Jesus Christus. En in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ja, die mense, die hierso is verskriklik baie om oor te gesels. Soos ons gelees het in die begin in Matteus 5 vers 43, waar hy gesê het dat jy jou naaste moet lief hê, en in die ou verbond was gewees dat jy jou vyande moet haat. Nou die nuwe gebod wat vir ons gegee is deur die Here homself aan ons gegee. En dat hy gesê het die nuwe gebod wat hy aan ons gee is liefde. En dat jy alles met liefde moet aanpak. En dat hy die waaragtige lig is wat alreeds skyn. Dit is die Here Jesus Christus wat die waaragtige lig is, wat vir ons die pad gewys het hoe ons moet wees. So as ons gaan kyk na vers 9, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Mense, dit is hartseer om te sê, maar as jy as kind van God dink jy wandel in die lig, maar jy het onvergewensgesindheid of jy haat jou broeder, dan het ek nuus vir jou. Jy wandel nog in die duisternis. En dan sê hy vers 10, wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Hier kan ons sien, as jy ontslae gaan raak van onvergewensgesindheid binne in jou, dan gaan jy begin minder struikel in jou geestelike lewe. Want hier sê hy, wie sy broeder liefhet, bly in die lig. Want jy het die moontlikheid om nader na God toe te kan kom, want jy het geen duisternis meer binne in jou nie. Jy het geen onvergewensgesindheid binne in jou, want al jou sondes is nou vergewe. Onthou, as jy onvergewensgesindheid in jou hart het, dan dink jy jou sondes is vergewe, maar dit is nie vergewe nie. So as jy tot God nader, dan kan hy nie regtig na jou luister nie. Jy kan nie gaan tot in die troonkamer van God nie, want jy het onvergewensgesindheid binne in jou. So jy moet ontslaa raak daarvan, sodat jy jou offer wat jy by die altaar gelos het, kan optel en dit vir die Here kan gee. Mense, dit is uiters belangrik. Want hy sê in vers 11, maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Jy kan nie werklik waar sien nie. Ek wil vinnig ietsie deel met julle, wat die Here aan my geopenbaar het. Mense, ons lewe in Suid-Afrika, en soos almal weet, het ons verskillende rasse in hierdie land. En ons het verskillende rasse in die hele wêreld. Maar die Here het vir my gewys dat, het jy geweet dat elke mens op hierdie aarde
baie ver langs van jou familie is. Want ons is almal uit Adam gebore en toe die vloed gekom het, was Noag daar gewees. So ons as jy moet teruggaan in al jou geslagte, dan gaan ons almal na een Vader toe gaan. So mense, dit is 'n mens sal moet begin besef dat om jou broeder te haat is verkeerd. Mense, daar is verskriklik baie kinders van die Here wat sukkel, soos ek dit nou prontuit gaan sê, met rasisme. Mense, rasisme is verkeerd. Jy moet die Here bid dat die Heilige Gees jou help om jou daai onvergewensgesindheid binne in jou te kan verwyder. Dit maak nie saak wie wat doen daar buite nie. Die feit van die saak is dat jou identiteit is in Jesus Christus wat vir jou gesterf het. Hy het jou sondes vergewe. Maak nie saak wie wat doen rondom jou nie. Jy moet vergewe. Jy moenie met onvergewensgesindheid rondloop nie. Mense, sodat ons regtig kan toenader na God toe. Dat ons met vrymoedigheid na hom toe kan gaan. Maar jy kan dit nie doen as jy met onvergewensgesindheid in jou lewe sit nie. Dis hoekom ek wens net julle kan my hart sien en net besef dat hoe belangrik dit is om geen onvergewensgesindheid binne in jou te dra nie. Want die Heilige Gees kan nie met so 'n mens werk nie, want jy is al jou sonde is nog nooit vergewe nie. Besef dit net asseblief. Besef dit. Nou goed, ek wil baie graag net vir almal wat hierdie video kyk, ek wil saam met julle bid. En ek weet nie wat jou situasie is. Jy is welkom om vir my enige vrae te vra op die comments en as jy want die volgende boodskappe, soos jy sal sien, gaan ons dieper neem, nader aan God en dat 'n mens dinge gaan beter gaan verstaan. En as jy nie hierdie onvergewensgesindheid verwyder uit jou uit nie, gaan daar 'n probleem wees dat jy nie sal kan groei en tot die volheid kan kom wat God vir jou bedoel het om te wees nie. Alle mense op hierdie aarde is deur God geskape. Maak nie saak wat se kleur hulle is nie, hoe hulle gebou is nie, wat 'n religion of wat se denominasies hulle aanbehoort nie, wat se politieke party hulle aanbehoort nie. Ons as kinders van die Here moet een ding besef, dat almal is deur God geskape. God is vir almal ewe lief. En ons moet dit altyd onthou. Die wat verkeerd doen, dit maak nie saak nie. Ons hemelse Vader sal oordeel op die regte tyd. Nie jy nie. Kom ons bid saam. O, dankie hemelse Vader, dankie Jesus Christus vir dit wat U vir ons gedoen het op die kruis. Here, dat ons vergifnis kan ontvang deur U bloed wat U gestort het. Here, dat ons net tot 'n besef sal kom dat die prys wat U betaal het so groot was vir ons, Here. Here, ek wil bid vir elke persoon wat hierdie video kyk, Here, dat U Gees regtig vir hulle sal uitwys wat se onvergewensgesindheid daar nog in hulle binneste wegkruip, Here. Here, dat elke persoon wat hierdie video kyk net sal gaan stil sit en vir die Here vra, Here, wys vir my of daar enige persoon of daar enige onvergewensgesindheid in my is nog. Here, dat U dit vir hulle sal uitwys. Dat hulle net tot 'n besef sal kom dat hulle van dit moet ontslaa raak, Here, dat dit reggemaak moet word. Here, sodat ons in U volheid
nader aan U kan beweeg, sodat U Gees ons kan gebruik en met ons kan werk, sodat ons net werklik waar kan groei in U heerlikheid, Here. Ek wil U loof en ek wil U prys, want U is die almagtige, alwetende, alomteenwoordige, heilige God. En ons wil U loof en ons wil U prys. En ons wil dankie sê vir U Gees wat U vir ons gestuur het, om ons te onderrig in alles, om ons werklik waar meer te leer oor die Seun en oor die Vader. Ek sê dankie vir U, vir elke persoon wat hierdie video's kyk, Here. Here, mag die persone wat dit kyk net besef dat as hulle van mense weet wat dit het, Here, dat dit vir hulle gestuur sal word, Here. Dat U werklik waar net die naprediker sal wees van hierdie boodskap, Here. Here, U het my die boodskap gegee, Here, en ek is bereid gewees en ek is gehoorsaam aan U woord, Here. En mag U Gees verder werk. Baie dankie dat U elke persoon sal seën. Ek loof U en ek prys U. Tot in alle ewigheid is U ons verlosser en saligmaker en ons koning en ons Heer. Amen.